van Jesus, wat ons alreeds oor gepraat het, uit Matteus 24. Nou, daar is sekere dinge wat daar baie duidelik uitstaan. En die oomblik, hoor nou mooi, wanneer ek sê Matteus 24, dan dink jy dadelik aan oorloë, gerugte van oorloë, hongersnode, pestsiektes en al die hel en die ellende wat op die aarde besig is om te gebeur en gaan losbreek van. Dis waarna mense. Maar kom ek sê vir jy, ek wil nou vanmôre Matteus 24 vir jou dit bring, en ek wil daarmee begin wat die Here vir ons gegee het ook, om die kerk voor te berei, om jou en my in die deel te bring, dat wanneer dit by die einde van die einde kom, dat ons sal sê, Here, wat wil U vir ons sê? Met ander woorde, wanneer Jesus praat hy nommer 1 oor wat is die tekens wat hulle vra. Die disippels vra, sê vir ons Here, wat is die tekens? En dan nommer 2, wanneer sal hierdie einde dan kom? So dis die 2 vrae wat hulle het, wat ons ook sekerlik maar baie keer vra. Here, die tekens is daar, ons sien die dinge, maar wanneer sal die einde kom? En nou wil ek die kerk van Jesus, ek praat met kinders van die Here, sê kind van God. Sê dis ek. Ek praat nou met 'n kind van God. Hierdie is nie vir die sondaar nie, hierdie is vir ons, as kinders van die Here, om ons voor te berei. Die eerste ding wat ek sien daar, is dat Jesus waarsku die kerk, die kinders en die disippels, en dan sê hy vir hulle, pas op dat julle nie mislei word. Amen. Pas op vir misleiding. Kom ek sê net vir u, daar is baie misleiding wat in die wêreld plaasvind. Maar het u geweet dat daar is misleiding binne in die kerk? Ek praat nie van my kerk nie, ek praat oor die algemeen van die kerk en sy struktuur reg oor die wêreld. Daar's baie misleiding wat nou se dae in kerke is. Jy dink maar aan dinge soos die afgewaterde godsdienst. Sê amen. Mense wat net in die gehoor gestreel wil word. Jy weet, ek soek nie die pudding, pastoor. Pudding gaan jou vet maak en gaan jou ongesond laat. Sê amen. Gelukkig is hier geen vet is hier nie. Jy het nog nie 'n vet mens gesien nie. Maar ek wil jou sê, pudding is baie ongesond vir 'n mens. Jy moet maar baie keer bietjie kool en broccoli en daai goede ook in. Die ene seentjie het toe hy daai deel van daai, wat is dit, broccoli, toe sit hy die boompie so reg, en daai broccoli so reg op, dit lyk mos soos 'n boompie, toe sê hy, die ma sê, jy moet hierdie goed eet, hy sê, die Bybel sê, van hierdie boom mag jy nie eet. So ek wil sê, maar baie keer moet jy nog maar van daai boom eet, is dit reg. Ons moet dit maar inkry. Luister geliefde, weet jy wat sê 2 Timoteus 3:5? Hy sê dat daar is mense wat 'n gedaante van godsaligheid het in hierdie laaste dae, maar hoor wat sê hy? Hulle het die krag van hierdie evangelie verloor. Met ander woorde, hulle sit in die kerk, maar die krag daarvan het hulle verloor, want ek wil net hê jy moet weet, nou gaan hy verder dan sê hy, leer jou sommer van daai mense af. Jy moet eers met daai ouens deel nie. Halleluja. Al wat ek en jy met hulle te deel het is, ons moet die evangelie vir hulle gee. Maar Jesus sê hierdie woorde, hy sê, pas op dat julle nie mislei word nie. Die tweede ding wat hy vir die kerk sê, luister, ek praat met jou, elkeen wat hier sit, die Bybel sê by monde van Jesus, en dan sê hy in die tweede plek, in die 6de vers, en moenie bang word nie. Amen? Ja? Jy weet, dit is die einde van die eindes, maar fokus in hierdie tyd, en kry jou oog op Jesus, en kry jou oog op die hemel, sê amen as jy dit glo.
Dit is vir ons belangrik, nie op hierdie deurmekaar wêreld nie. Ek wil hê jy moet weet as kind van God, hoor my kerk, dat God is nog altyd soewerein. Wat beteken dit? Dit beteken ons God regeer nog met die hoogste gesag. Amen. Wat sê die Bybel? Jesus kom dan sê hy so, alle mag is aan my gegee in die hemel en op die. Man, is niks op die aarde wat hierdie vyand kan doen, wat jou gaan raak, wat my God nie kan beheer nie. Ek hoor hoe lekker praat die ouens van, en ons het krag daar by ons, pastoor. Ons het op 5 dae sonder krag. Maar as jy sê, as hy my toets, dan moet ek sê, Here, ek moet soos goed te voorskien kom. Ons plaas daar, ek 'n bietjie water so goed. Maar moeilik. Maar luister, wat ek vir u wil sê is, luister kerk, ons God is nog in beheer. Hy het nog die hoogste gesag wat daar is. Kom ek sê dit vir die kerk, wanneer jy dink aan hierdie dinge, dat jy nie moet bang word nie. Hoe is dit nou, pastoor, dat ek nie moet bang word nie? Hier is die raad. Die raad wat ek jou wil gee is, weet, laat jou God weet alles. En nommer 2 wil ek sê, hy is in beheer van alles. Sê amen as jy dit glo. Hy weet en hy is in beheer van dit alles. Ja, ons het 'n wonderlike God, is dit nie waar? Ons het 'n wonderlike koning wat by ons staan en daarom sê hy, julle moenie bang word nie. Dan kom hy in die 3de plek en sê daar in die 14de vers. Hy sê, wees 'n getuie en 'n voorbeeld in die wêreld. Halleluja! Kan ek dit vir u sê, kerk? Luister, ons moet nog gaan versier. Nou dalk so vinnig ietsie daaroor sê. Maar ek wil nog saam met hierdie koortjie sing en sê, let your light shine in the night time. Let it shine all day through. And let it shine for Jesus. Luister, wees en wees 'n voorbeeld. En dan kom die 33ste vers en dan sê hy hierdie ding vir die kinders van die Here. Bly opkyk. Halleluja. Bly opkyk. Moenie moed verloor nie, kerk. Kind van die Here, moenie sak nie, moenie in sak en as iewers gaan sit nie. Weet dat daar is 'n oorwinning voor die deur. Ook was so skalp, ek het baie keer die ou koortjie so gesing. Ek kan nog sien, slaan hy sy hand so, dan maak hy so. Hy maak so, ek weet nie hoe dit presies gedoen nie. Maar dan kom hy dan sing hy, keep your eyes on God. Keep your eyes on God and your body will be full of light. As jy wil lig hê, moet jy weer hou met jou oog op die Here. Pas op vir misleiding. Moenie bang word nie. Wees 'n getuie vir Jesus en bly opkyk kerk van die Here. Stel. Nou kom Jesaja, kom hy in die 21ste hoofstuk die 11de vers. Nou roep hy die woorde in Jesaja. Hoor wat sê hy? Hy sê, wagter, hoe ver is die nag? Dis 'n groot vraag. Hoe ver is dit in die nag? Nou kom die profeet en dan gee 'n antwoord en ek wil net hierdie een sinsnedetjie vir jou deurgee as antwoord. Weet jy wat sê hy? Hy vra, hoe ver is die nag? En dan sê hy, die môre kom. Kan ek net vir jou sê, dit is 'n nag om ons. Baie dinge in hierdie lewe wat dit uitspel, maar ek wil hê jy moet weet as kind van die Here, geliefde, die môre is op pad. Sê amen as jy dit glo. Prys die Here. Luister, ja, dit is die laaste van die laaste dae. Ons praat van die eindtyd, maar kom ek sê dit vir u, moenie sak in hierdie tyd nie. Maak dit opwindend. Hoekom? Want jy weet, God weet alles. Sê weet alles. In beheer van alles. Hy weet alles, hy is in beheer van alles. Met ander woorde, ek en jy kan sê, in hierdie eindtye, kan ek dit
opwindend maak tot eer van my God. Kyk, die wêreld het nie hierdie storie wat ons oor praat nie. Is dit waar? Die wêreld kan nie vir jou sê, dis 'n opwindende storie wat hier voor lê nie. Maar ons gaan dit opwindend maak. Want weet jy, daai koortjie wat ons net gesing het, hy sê, with Christ in the vessel, I can smile at the storm till we get home. We can do what? Cry for the storm. Nee, ek wil saam stem en sê, I can still smile at the storm till we get home. Almal wat dit glo sê, amen. Nou kom Nehemia, dit is 'n baie interessante storie. Ek kry dit eintlik alles daar. Nou kom Nehemia, en dan skryf hy sekere dinge in daardie 8de vers. Want punt nommer 1 is dit, Nehemia kry 'n opdrag, dat hy moet die Jerusalemse mure weer gaan opbou. Kan ek net vir jou sê, kerk, daar is tye wat aanbreek, wat ek en jy ook moet mure weer opbou. Want weet jy wat doen mure in 'n stad soos daai tyd? Dit beskerm die volk. Ag ja, so 'n koortjie wat ons sê, rondom Jerusalem is daar berge so beskerm die Here sy volk. Luister mense, ek wil hê jy moet weet vanmôre, ek wil mooi met u praat. En ek wil vir jou sê, moenie laat die duiwel 'n saak by jou inbring nie, maar bou jou mure, sodat jy beskerming van die Allerhoogste kan hê. Die Here bring toe die volk van God weer terug na die beginsels van God. Jy weet, baie keer moet 'n mens net back to the basics. Party ons probeer te diep wees. Ek wil jou sê, hulle is so diep, jy verstaan niks nie. Die evangelie is nie so diep besigheid nie. Weet jy wat, is 'n klein stryd vol besigheid. Halleluja. En nou hier daarby kom. Maar luister nou mooi, ek wil hê jy moet verstaan. Nou kom Nehemia, hy bring die volk, hy bring hulle terug by die beginsels, en weet jy wat? Nou Nehemia sê vir Esra, die priester, hy sê, wat ek wil hê jy moet doen, is jy moet die woord van God vir die volk begin te lees. Wow! Nou kom hy in die 3de vers, en dan hoor wat sê hy sê, Esra die priester, het nou die manne en die vroue en almal by mekaar gebring, sodat hulle, hy sê, met hulle verstand kon luister. Het jy verstand? Jy moet maar 'n bietjie luister met die verstand ook, is dit nie waar? Nou gaan hy in die 7de vers, dan sê hy, en Esra het die Here, die grote God geloof, en die hele volk, sê die hele volk, het geantwoord, amen, amen, met die opheffing van hulle hande. Kan ek 'n amen en 'n amen kry in hierdie plek? Kan ek die opheffing van hande kry? Soos in Nehemia se tyd. Weet jy wat? Ek sê hier in my hart, Here, sal dit nie wees dat mense weer, as hulle die woord van God hoor, dat hulle uitroep, amen, amen, met hulle hande in die lug. Kan ek weer 'n amen en 'n amen kry? Kan ek weer hande sien wat sê, o, dis die woord van die Here, en God het 'n wonderbare belofte vir sy eiendom en vir sy kerk. Halleluja. Nou sê die Bybel, en die volk het gehuil. Hoor mooi, toe hulle die woord hoor. Nou Esra lees net die woord. Weet jy, daar's 'n ou, weet ek nie of dit Smith Wigglesworth was, en of dit nou een van die groot manne, A.A. Allen, weet jy, daai ou het 'n preek gepreek. As jou fondamente begin gly na die ewigheid. Hy het daai preek afgelees. Hy het hom nie eens gepreek nie, hy het hom gelees. En terwyl hy hom lees, het mense begin voel, hoe gly hulle na die poorte van die hel. Ek wil net vir u sê, kerk, moenie laat die woord 'n gewoonte word nie. Weet jy, die Bybel sê, toe Esra net dit lees, toe begin die volk huil voor die aangesig van die Here
En hulle hoor die woord, en dan kom hy, en dan sê hy in die 11de vers, en hy sê, wees julle dan nie bedroef nie, want julle blydskap in die Here sal julle beskutting wees. Met ander woorde, ek en jy, luister kerk, ek wil jou help vanmôre. Ek en jy is nie bedroef in hierdie wêreld by die einde van die einde, wanneer alles gebeur en wanneer ons dinge sien gebeur nie. Ek wil net hê die kerk van die Here moet weet, jy en ek gaan nie ons blydskap in die Here verloor nie, sê amen. Ek en jy gaan ons blydskap behou, want die Bybel sê, julle blydskap in die Here gaan julle toemaak en dit gaan julle in hierdie tye deursien. As die donker kom, is dit die blydskap in die Here wat weer die liggaam skakel, sê amen. Ek wil sê, as jy God begin prys, sal jy Satan op die vlug laat slaan. Sê amen as jy dit doen. Halleluja. Kind van die Here, ek en jy moet die blydskap in die Here belewe. Kyk, die koerante en die nuusmedia sien ons maar die vervulling van Matteus 24. En dit spel die geboortepyne uit van die tye waarin ons is. Maar kom ek sê nou weer, luister, wanneer jy die koerante lees en wanneer jy die nuus sien, moenie hartseer raak, bedroef raak, te neergedruk raak. Luister of vreesagtig raak nie. Kyk na bo, want jou verlosser is op pad. Amen. Halleluja. Hierdie goed gee my moed. Amen. En dis is wat ek vir jou wil deurgee vanmôre, om jou te sê, kind van die Here, luister, hou net aan. Jy weet, daar's 2 ouens, en hulle is besig om te gesels. Nou praat die een ou, en hy praat so oor die dinge wat aangaan. En hy sê, jong, jy weet, daar is 'n pes siektes, en daar's aborsies, en daar's besoedelings, sê die moorde wat in hierdie wêreld aangaan, en die bedrog wat besig is om plaas te vind. En toe kyk die tweede ou so, en hy sê, ja, dit is waar. Hy sê, maar weet jy wat? Hy sê, daar's ook duisende siele wat nog by Jesus uitkom. Hy sê, ek wil hê jy moet weet, die Bybel is nog die boek wat moedelose mense moed gee. Hy sê, ek wil hê jy moet ook weet, God hoor nog die gebede van sy eiendom en sy kinders. Hy sê ja, en hy sê, ek wil ook hê jy moet weet, Jesus maak nog slawe vry. En hy sê, die Here is nog die herder wat ons lei na die waters van rus. En hy is nog die Here wat die siel verkoop in sy grootheid. Ek kan dit amen kry. Prys die Here. Weet jy wat wil ek vir jou vra? Hoe kyk jy in hierdie tye in Matteus 24? Jy sien, wanneer ons kyk na Matteus 24, en hoeveel maal het ek al deur Matteus 24, as ouens sê Matteus 24, dan sien ek die oorlog, die pessiektes, die hongersnood en al die dinge. Maar ek wil jou sê, dit is in daai selfde gedeelte wat Jesus sê, jy is nog my eiendom, jy is nog my kind, jy is nog my sielewinner. Kyk op! Want ek lewe en ek gaan jou help en ek gaan jou deurdra en ek gaan vir jou voorsien in hierdie tye. Al is daar misleiding en al is daar dinge wat jou aangaan, hou jy jou oog op my, want ek sal jou verkoop. Wat sê Nehemia? Hy sê, luister, toe die volk begin huil en die woord rakel. Ek wil net vir jou sê, baie keer huil mense oor dinge wat om met hierdie wêreld aangaan. Maar weet jy wat? Daar's 'n woord wat Nehemia gee vir die volk van die Here. Ek gee dit vanmôre vir jou. Luister kerk, wees in die deel en laat jou blydskap in die Here jou beskutting wees. Kan ek weer amen kry? Halleluja. Luister, kyk na hierdie dinge. En ons sê ten spyte van alles wat daar is en wat mag gebeur, God is nog aan die werk, sê amen. God is nog aan beheer van sake.
Hy's nog die een wat daar deurgaan. Dit gaan oor meer as net 'n oorlewing en om 'n stryd te stry. Is dit waar? Kan ek dit weer sê? Dit gaan meer as net oorlewing. Hy kinders van die Here sê, ek moet maar net oorleef. Of moet maar net die stryd stry. Jong, ek wil sê, hoe kyk jy? Jy weet, as ek kyk na hierdie glas, dan sal party ons sê, ag nee, die glas is al leeg. En dan sal 'n ander ou weer sê, jy het dit al gehoor. Maar die ander kant sal die ou sê, die glas is al vol. Amen. Hoe kyk jy na hierdie lewe? Sien jy net die half leeg? Of sien jy net die half vol? Jy weet, ek kyk na 'n donut, en weet jy, baie mense is so, wanneer hulle kyk na 'n donut, al wat hulle sien, is net die gat in die middel. Kan jy die gat eet? Nee, jy kan nie. Halleluja. Nou party ons kyk deur die donut, en al wat hy sien, is die gaatjie in die middel. Ek wil net vir jou sê, jy moet so 'n bietjie omkyk, dan sien jy hoe lekker raak besigheid sê amen. Kind van die Here, ek wil hê jy moet weet, ek en jy kyk in hierdie dag, nie na Matteus 24 as 'n afname nie, maar ons kyk na die heerlikheid, want ons sien nie die gat nie, ons sien die donutte, en ons sê, God, wonderlike en goeie dinge, wat vir die kerk nog gaan stoor, wat sê amen as jy dit glo, die kerk is nie verloor nie, die kerk is nie agter nie, die kerk gaan vorentoe, in die naam van die Here, as jy dit glo, gee die Here nog aan die klap, halleluja, prys die Here, jou uitkyk moet wees, soos 'n Jabes. Nou ek het al oor Jabes baie keer gepreek. Jy weet, sy naam beteken ons eintlik smart, moeite en jou gebaar. Maar weet jy wat? Jabes het ander goed op sy lippe. Hy gee nie om wat die mense van hom sê nie. Amen. Hulle kan hom maar smart noem. Hulle kan maar sê, jou ma, jong, het maar moeite gehad om jou in hierdie wêreld te kry. Maar hy worry nie daaroor nie. Jabes het een ding voor oë. Hy sê, as 'n God wat my ryklik gaan seën. Hy sê, as 'n God wat my grondgebied groter gaan maak. As 'n God wat wie se hand met my sal wees en wat die onheile van my sal afweer. Kan ek vir jou sê, dat jy moet hierdie dele bid, jy moet dit glo, jy moet dit bely in die naam van die Here, want dit gaan nie oor, dit gaan nou oor triomf en die oorwinnings wat God in hierdie tye van die laaste tye vir ons sal gee. Is jy in? Come on. Jy weet daar nie op 'n saal. In die boek van Handelinge 2000 jaar terug is die kerk ons gebore as 'n baba. Halleluja. Jou babatjie was daar. Dit is sy eerste voetjies. Ek het maar gesukkel om deur die jare te kom. Maar weet jy, ek en jy is so bevoorreg dat ons nie in die babajare geskape is nie. Verstaan wat ek wil sê? Ons is geskape in die tyd van die baba. Halleluja. Ons is nou in die bruidsdeel van dit. Ek wil hê jy moet net gou kyk na hierdie foto van die baba. En jy weet, Annie is my een klein dogter. En sy was baie siek. Sy was 'n premature babatjie gewees. En ons het baie vrae gebid dat die Here haar deurdra. Haar besondere genade gee en haar lewetjie spaar. Sy werk vandag saam met Clemens onder die beheer van die dinge om vir God te werk. En sy is voltyds ook saam met haar pa. Sy werk vir die Here. Weet jy, sy trou nou in Maart maand. Want jy sien, die baba het nie baba gebly nie. Maar die baba het gegroei en die baba het nou 'n kan ek net weer vir u sê, kerk,
Daar was 'n tyd toe die kerk die baba was. Maar ek en jy leef in die eindtyd. Die einde van die dag. Maar die babatjie opgebreek. En waar ons nou die bruid van die Here is. Hoor wat sê Romeine 8. Nou kom hy in die 22ste vers. Hy sê die aarde steun en kreun, soos 'n swanger vrou wat op die punt staan om geboorte te gee. Met ander woorde, die aarde baringsnood vir die koms van die bruidegom en van Jesus. En ek sê weer, dit is 'n opwindende tyd. Dit is 'n tyd soos nou, dat ek en jy kan staan en sê, Here, ek gaan nie kyk na sekere dinge hier om my nie, want ek is nie soos die negatiewe ou, wat die half leeg glas sien nie. Ek sien die half vol glasse, en ek sê, my God, is nog aan my Here. Ek kyk nie na 'n donut, en wanneer ek kom koop, dan sien ek hoe groot is die gat nie. Ek kyk hoe groot is die ding hier buite. Halleluja. Wie hou van donut? Ag, jy mis baie as jy nie aan toe sê nie. Come on, enjoy it. Lekker. Maar luister, moenie die gat sien nie. Sien die buiteom. En sien, hoor mooi, wat God vir jou en my aan die einde van die einde insluit. Halleluja. Ek verwag die ryke see, ek verwag die grondgebied groter, ek verwag die hulp van die Here, ek verwag nog, dat wanneer die onheil losbreek, hoor my kerk, dat dit nie die kerk en die liggaam sal raak nie, maar dat ek en jy gaan triomfeer, dat ons blydskap in die Here ons beskutting gaan wees. Halleluja, is dit 'n ja en 'n amen vir die kerk van die Here. He's coming soon, and with joy we welcome his returning. Hoor wat sê Titus, 2 hoofstuk 13 vers. Ons verwag die salige hoop. Sê ek verwag. Nee, ek praat soos ouens wat dit glo. Ek verwag die salige hoop. Dan sê hy, dis die verskyning van ons groot God en ons verlosser, Jesus Christus. Ek het dit al 'n paar keer genoem, ek noem dit weer. As jy net op hierdie lewe hoop, is jy 'n ellendige mens. Maar wanneer jy opkyk en jy verwag hom, het jy die kosbaarste deel wat ooit sal wees. Openbaring 22:20. Die Heilige Gees in die bruid sê hierdie woorde, ja, kom gou, amen, kom Here Jesus, 17de vers, en laat elkeen wat dit hoor sê, kom, sê kom, sê kom, sê ons op, sê, ja, kom Here Jesus, kom, kom, alles is die Bybel, en leer, kom, sê jy, in die eindtyd, hoor nou mooi, moet die kerk van Jesus leef en hulle moet oorleef. Ek wil gou oor hierdie twee dinge net met jou praat. Wat beteken dit as ek sê dat in die eindtyd die kerk moet leef? Kom ek sê vir u, dit moet vir my sê en vir jou sê dat in hierdie einde van dag gaan ek maksimum vir my Jesus wees. En wat wil ek ook sê, ek wil maksimum vir my Jesus wees. Kan ek weer 'n amen kry? Is dit waar? Ek wil maksimum wees hier by my kerk. Halleluja. Ek wil dit hier wees. Ek wil as ek hier opkom, my bes gee vir die koning van die konings en vir die Here van die leerskare. Ek wil buig voor die aangesig en ek wil die Here eer en vereer. Ek wil maksimum wees by my kerk, maar ek wil ook maksimum wees by my huis. Jy moet nie een ding hier wees en by jou huis 'n ander ding wees. Ja man, is dit waar? Ek wil maksimum wees by my werk. Maar as daai mense begin met hulle ou vuil grappies, dan wil ek sê, draai jou rug, moenie saam lag eers.
Amen. Hulle moet weet jy distansieer jou. En al kryt hulle jou uit, al sal hulle jou 'n naam gee, en sê jou naam is ook maar smart. Dan wil ek sê, dit maak nie saak nie. God sê, daar's iets anders. Ek gaan jou seën. My hand gaan met jou wees. Ek gaan jou grondgebied groter maak. En ek gaan jou ryklik seën. Luister, weet jy wat? Dis nie net seën nie, dis ryklik. Sê ryklik. Sê God wil my ryklik seën. Sê dit weer, die Here wil my ryklik seën. Gee die Here aankap as jy dit glo. Halleluja. Dan klop my vriende, maar ek kan nog weet vir die Here. Luister, kom ek sê vir jou, jy moet leef vir die Here. Leef maksimum. Maar jy moet ook oorleef, ja. En weet jy wat sê dit vir my? Ek kan nie toelaat dat omstandighede my dooddruk nie. Amen. Ek kan nie toelaat dat die storms van die lewe my verwoes nie. Kan ek 'n amen kry vir dit? Is dit waar, kerk? Dan Markus 6. Dan dink ek aan die disippels. Hier kom nou 'n mooi storie uit die Bybel. Wat gebeur? Die disippels is op die see. Jesus sê, "Wat julle so lank oor na die ander kant toe." En terwyl hulle vaar, hy gaan agterbly en hy gaan nie die skare eers mooi wegstuur. En terwyl hy daar is en die skare hy wegstuur, sê die Bybel later hoe dat hy op die see na hulle toe aangeloop gekom het. En terwyl hy so aangeloop kom, weet jy wat sê die Bybel? Die Bybel sê, hulle het swaar gekry, want die wind was teen hulle. Sê bietjie, swaar gekry, want die wind was teen hulle. Maar die Bybel sê, toe Jesus so na hulle kyk, toe sien hy, die wind is daar, hulle kry swaar, maar hulle bly roei. Daai ouens het die spanne in die hande, en hulle roei. Weet jy wat, kom ek sê net vir jou, as die storms kom, bly roei, amen. Wanneer die swaar kry in jou lewe kom, hou jou oog na bo toe, sê die Here, en hou aan met roei. En as ek daai twee spanne net kan 'n naam gee, dan wil ek die een span noem my geloof, en die ander span my gebed. En dan roei ek met die geloof, en ek roei met my gebede, voor die aangesig van die Here, en weet jy wat, jy sal oorlewe. Halleluja, jy sal oorlewe. Alles daar storme, alles daar punte, dit mag nie sak nie, jy gaan oorleef. Luister, nou wat is die kortsluiting van die kerk? Die tyd waarin ons lewe. Ek praat met die kinders van God. Ek praat met jou, ek praat met hierdie ou wat voor jou staan. Weet jy wat is die kortsluiting van die kerk van Jesus? Die kerk het baie plekke net 'n gewoonte geword. Jy weet, ek trek maar Sondag aan, dan kom ek maar kerk. Ek sit daar in my hoekie, en daar bly ek nou maar, en daar's niks verder nie, en dan loop ek hier uit, en dan leef ek nog weer my week, en dan volgende week, dan kom ek weer terug. En weet jy wat? Ek het baie net 'n gewoonte geword. Ek slaan een slag, terwyl ek by 'n skool bedien. Terwyl ek daar is ons daar in die deelkamer van. En terwyl ons daar is, toe hoor ek van hulle praat daar. Nou, ek staan toe nou daar en ek is besig met iemand gesels, en nou hoor ek 'n juffrou met iemand hier. En my oor vang dit. Sy sê, jy weet, Sondag, toe die dominee nou gesê, hy gaan oor die 5 punte praat. Sy sê, toe het die eerste punt klaar. Sê, toch net nog weer. En toe praat hy oor die tweede punt. Sê,
so was die derde ene, die tweede en dan kon nie wag. Laat die laaste ene, luister, jy mors jou tyd. En vir mense, ek kan sit maar daar, praat oor jou 5 punte, maar ek kan nie wag dat jy by die laaste puntjie kom, en dat ek kan opstaan en ek kan, luister baie plekke, as jy net 1 uur kerk hou, of langer as 1 uur, dan loop jy ons in die kerk uit, luister geliefde, ek is hier, omdat ek een groot God, ek dien en ek wil dien, en alles wat gebeur, ek wil ook hier, ek geloof die Here, nog een ander, halleluja, Prys die Here. Jy kom met hom. Weet jy wat is die ander kortsluiting? Dat het net 'n routine geword. Ek is maar gewoond daaraan, want dit is maar ook geleer is. En oupa en ouma het dit maar so gedoen en nou doen ek dit ook maar so. Ja. Dis baie plekke. 'n dooie, sagtige godsdienst. En weet jy wat dis misleiding? Pas op dat jy nie mislei word nie. Jy weet, baie ouens wil net in 'n kerk sit en sê, come on, eet dit man, ons is net hier. Ek het dan nie geken, ek en my vrou, dus ons uitgegaan. Nou, het ons al baie vol hier vir die kerk inslag gegaan. En ek wil nou nie sê waar of wat nie, maar toe gaan ons nou daar. Weet jy, daar was 'n ou tannie gewees, sy het net gekom vir die sang. As die sang klaar is, dan baie sy. Sy sê, oh Here, you're not gonna make it just for song. You need the word. Wat sê die Bybel? Kom ek gee vir jou. Die Bybel sê, geloof, dis 'n roeispraak. Kom deur die gehoor, en die gehoor kom waaruit? Weet jy, nie uit die sinderry nie, die sin is om die Here te loof en te prys, want jy moet die woord van God in jou lewe hoor. Want die woord skep geloof. Dit is die woord wat jou moed gee om vanmôre hier te kom en te sê, weet jy wat, ek het ook na Matteus 24 gekyk, en dit is net hel en ellende. Nee, dan kom die Bybel, dan sê Jesus, man, ek het 'n storie vir julle. Pas op dat julle nie mislei word nie. Pas op, julle net na bo toe kyk, want ek is die Here, jou God, en ek is die Een wat jou gaan help, en jou gaan deurdra in hierdie tyd. Halleluja, kan ek weer amen kry? Leer om te leef en te beweeg saam met die kerk van Jesus. Sê amen. Dit is belangrik wat jy sien. Dit is in die kerk wat ek groei in die krag van God. Dit is in die kerk waar ek die heerlikheid van God beleef. Amen. Dit is in die kerk waar ek my beywer om die wetstreek in oorskouw te hou en eendag die lyn te breek. Come on. Ek dank God vir die kerk. Maar moet nie stagneer nie. Beweeg vorentoe. Al is daar storms. Dan wil ek net kry jou 2 roeispane. Van geloof en gebed en roei. In die naam van die Here, wat moet jy so saam met my? Jong, ek glo in manifestasies. Mag so. Serieus geloof. 'n serieus gebed. En ek roei. En die wind waai. En die storms is daar. Dan kan jy smile so. En sê, heerlikheid, dit is ook nou anders. Ek moet nie verder roei nie. Ek gaan roei na buitekant. En by die huis kan ek amen kry. Ek sê, gaan roei. En hier, in jou geloof. Dat is geliefde, die einde gaan kom. Dan kon Jimmy Swaggart sing het. En sê, I shall try to sing the next autumn song. Dis verby. Terwyl ek en jy hier is, weet jy, die Jode het 'n kreet wat hulle gee in die oorlog. Die woord is kadima. Hulle spel nie soos die ons kadima spel nie. Hulle spel met 'n M-A. Kadima. Een ding beteken word. And I say there's no turning back. The world behind me, come on, and the cross before me. No turning back. No, praise the Lord. No turning back. Hallelujah. En wil sê wat gister onder het was, is nou verby.
is dit nie so nie. Ons visie is vir nou, vir môre en vir die toekoms. En weet jy wat is my visie? Geliefde, dit is Here. Ek wil groter gaan vir die Here. En amen. Ek wil hoër gaan vir die Here, sê amen. Ek wil heerliker gaan vir die Here, sê amen. Ek wil gaan prima. Ek wil vorentoe in die naam van die Here. Ek wil vorentoe beweeg. Hey, luister kerk, ek wil mooi praat met jy. Jack, ek wil mooi praat met jy. Hoor nou mooi. Ek wil hê iemand nou verstaan. Jy moet uit jou groef uit beweeg. En jy moet die vloei van die Heilige Gees hê. Nou ja, Jack, al af ek het. Jy moet wees hier. Ek het gitaar gekoop. Baie. En ek sê, dan slot ek 'n paar snare. Sê, hoe hier, kom hier. Koop ek weer 'n ander gitaar, ek dink dis vir die gitaar. Koop ek 'n ander gitaar. Hulle het op die ouend allemaal laat neer my muur. Weet jy wat was dit? 'n ornament. Maar ek wil jou sê, as jy nou die gitaartjie vir die man gee, dan wil ek jou sê, die ornament 'n instrument. Okay, jy kan speel. Okay. Dit is baie krag. Maar ek was net op. Kom ek sê vir jy, ek het ook Jack gevra, dit net gewoon so ietsie daar vir my. When the saints go marching in, dis wat hy nou daar gespeel het in die begin. Luister, wat is jy? Is jy 'n gitaar, wat ook net in die muur hang? Hoor jy, moenie julle worry nie. Ek praat nie net met julle, ek praat met hierdie ou. Weet jy wat sê ek? Ag Here, help my, laat ek nie 'n ornament sou wees nie, maar 'n instrument in die hand van die Here. Luister, ek vra die ek beweeg in hierdie eindtyd uit jou groef uit. In hierdie tye beweeg uit daai groef uit waarin jy is, raak los, raak vry in die Here, kan ek sê man, raak radikaal, raak soos 'n dronk mens, wat gevul is in handelinge, en met die Heilige Gees, en moenie net in jou groep bly nie, as iemand wat uit sy groep uit net wil raak, dan vir 'n oomblik hier, en dan gee die Here 'n prys en 'n loof. Ek het geweet iemand gaan staan nie, wat wil ek sê, as daar nie iemand wat gaan staan, en jy raak in jou groep, en jy sê, lieve wat, ek wil die Here loof, en met my hele harte, en met my hele siele, en met my hele verstand, dis wat die Bybel sê. Neem die Here hier in hierdie plek, maak jou oë toe, klap jou hande, en sê halleluja, halleluja. Die Bybel sê, dat die volk hulle hande ophef, en dat hulle sê wat? Amen en amen. Kan ek weer probeer, en die volk sê, en die volk sê, en dan de handen in de lucht, prys die Here. Dis die eindtyd, ja. Dis die eindtyd. Sit julle mooi kinders. Luister, Martin Luther was as 'n eter beskou, omdat hy geglo het, jy kan saligheid nie koop nie. Halleluja. Maar alleenlik kan jy dit kry, deur die genade en deur die bloed van Jesus. Halleluja. Dis al hoe jy dit kan kry. Het Martin Luther, en weet jy wat? Hy het gesê, dit werk nie daar by 'n hokkie, wat jy kom, en dan buig jy voor 'n priester, hulle noem dit die biegstoel,
En by die biechtstoel moes hulle ook betaal. Martin Luther het gesê, dis taboe. Jy kan nie betaal nie. En hoe groter die sonde, hoe meer moes jy gepay het. En party van julle sal julle huise moet verkoop. Maar dank God. Martin Luther het gesê, want ek lees die Bybel, weet jy waarop het hy gestaan? Hy het gestaan op Efesiërs 2 vers 8. Kom die Bybel so, dat ek net vir u lees. Nou sê hy, in die 2 hoofstuk 8 vers, hy sê, want uit genade is julle gered, deur die geloof. En dit nie uit julle self nie, maar dit is 'n gave. 'n persent van die Here, wat hy aan jou en aan my gegee het. Hy het gebou op daai skrifte en gesê, dit werk nie om daar by 'n mens te gaan. Kyk, jy kry kerke, as jy dood is, dan sluit hulle die hemel vir jou oop. Wat betref van julle weet nie van sulke kerke nie, ek jou sê daar is sulke kerke. Hy sluit die hemel, man geen priester kan vir my 'n hemel oopsluit nie. Net die seun van God, die lewende, die magtige. Hy maak die openbaar. En dan sê hulle nie, ons stry dit as 'n gave, as 'n geskenk. John Wesley het opgestaan die humanisme, afvalligheid en die afgevaardigdheid van die kerk. Weet jy wat is afvalligheid? Afvalligheid, humanisme. Humanisme beteken, jy het God nie nodig. Dit beteken dat jy los in jouself op, deur jou eie logika, deur die wetenskappe en deur jou eie vermoë. Halleluja. Weet jy, ek glo, ek het God nodig. Weet jy wat het Moses gesê? As jy Eksodus 33 gaan lees, hoor wat sê Moses? Hy sê, Here, ek gaan nie hiervan af trek, as u nie saam met my trek nie. Come on, is dit waar? Here, jy moet my help. Ek gaan nie in 'n ander deel saam nie, behalwe dit wat ek in die Here se deel maak. Luister, ek glo, daar is 'n deel. John Wesley sê, hy het humanisme teëgestaan. Hy die afgevaardigdheid, die afvalligheid, en hy toe verpaal hom ook by die kerk. Dit was die Anglikaanse kerk, the Church of England. Maar weet jy wat? Hy het daar opgestaan en hy het 'n park gepreek. Hy het mense bymekaar gemaak. En weet jy wat was die eindresultaat? Hy het die Methodiste kerk daar gestaan. Jy sien, baie keer moet 'n mens iets maak gebeur. Kan ek net vir jou sê, die kerk is nie 'n naam nie. Die kerk is 'n liggaam met 'n naam. Die kerk is die krag. Dit is nie 'n tradisie nie, dit is nie 'n goed nie. Die kerk is 'n lewende eenheid deur God en die Heilige Gees in ons lewe. Jy sien, as ek praat van my kerk, as die Pinkster Protestante kerk, dan wil ek sê, as ek praat van Pinkster, dan glo ek in die werking van die Heilige Gees. Ek glo in die dooping van die Heilige Gees. Ek glo in die sprekinge van vreemde tale. Wat 'n krag is by God, waarin ek verborgenhede spreek, en ek praat nie tot 'n mens nie, maar ek praat tot die ewigheid van my God. Ek is Pinkster in sy wese. Ek is 'n protestant, ek protesteer nog, dat hier sonde, onreg, humanisme, jy kan het noem wat ook al. Ek wil jou eerlik sê, geliefde, ons is nie in daai deelgevang nie. Kom ek sê vir u, daarom is dit in hierdie tye wat ek in jou sê. Hoor wat sê Psalm 68:2. Hoor nou, 68:2. Hy sê, God staan op teen sy vyande. En hulle raak verstrooi. En sy haters vlug voor sy aangesig. Die tyd is nou in die eindtyd dat God sekerlik opslaan.
En kom ek sê vir u, sy vyande wat teen ons stry, sal verstooi raak. Want God gaan vir jou stry. Verder wil ek sê, die hagers van God sal voor sy aangesig uitvlieg. Ons is aan die einde van die einde. Maar weet jy wat wil ek vir jou sê? Die tyd is ook nou dat ons moet opstaan en saam met die volk en saam met die kerk van Jesus beweeg. Daar in die Sinai-woestyn. Jy sien, as Moses gesê het, julle moet trek, dan moet jy trek. Ek dink party van daai tannies was al so moeg gesê, die Vader in die hemel weet, ek kan nie nog een blad. En ek sê dat. Maar as daai tannie die volgende dag vir hulle sou sê, trek julle maar, ek bly, sal sy die dag daarna agterkom. Die manne is nie meer daar nie. Die kwartels is weg. Die watersak is droog. Dis nie woestyn. Weet jy wat wil ek vir jou sê? Luister mense, ek en jy moet in hierdie tyd saam beweeg in die rigting van die kerk van Jesus. Dis nou die tyd. Maar weet jy wat, dis by die kerk wat ons interaksie het met mekaar. Dit is hier by die kerk wat ek wil sê, ons gemeenskap met die heiliges het. Dit is hier by die kerk wat ons mekaar bemoedig en sê, kyk net na boontoe, moet jy afkyk nie, daar's baie dinge wat jou aandag gaan aftrek, maar God is daar. Dit is hier by die kerk wat ons God loof en wat ons op prys. Dit is hier wat ons harte ondersoek om het skoon te maak en skoon te hou. Dit is hier waar ons die Bybel bestudeer en wat er vir ons 'n hoop gee vir die einde van die einde. Dit is hier waar ek en jy die hoop kry. Kom ek sê dit, Israel moes leer, en ons by die volk bly. Kom ek sê, bly by die kerk van Jesus. Ons gaan wen. Ek sê weer, ons gaan wen. Ek wil weer sê, ons gaan wen. Halleluja. En daar is 'n beloofde land wat wag. Luister. We're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. Wees jy, maar net jy, en ek mag klaar. Wees jy, maar net jy. En laat my toe dat ek maar net ek wees. Ek kan nie Jimmy Swaggart wees nie. Ek probeer ook nie om mooi te wees. Ek en ons is net ek en ons. Maar weet jy wat het ek agterkom? God kan jou gebruik wie jy is. En net soos jy is. En so kan God dit met my ook doen. Aan die einde van ons arbeid. Wat loon. Dan wag die krone wat ons laasweek van gepreek het. En dan wag 'n mooi so. Mooi so. Getrouwe dienste. Wat is ons eindtyd? Wat begeer jy vir hierdie laaste van die laaste dag? Ag, sê net, Here siele. Sê Here siele. Sê siele. Sê Here gee nog 'n deurbraak. Sê deurbraak. Sê uitstorting van die Heilige Gees. Uitstorting van die Heilige Gees. Bid en glo vir die oes en verwerkers in die oes. Daar is 'n ou digter wat dit sê. Don't go to heaven alone. Take somebody with you. Say saam met my, I don't want to go to heaven alone. I want to take
somebody with me. Steek jou hand op. Here, dankie vir hierdie oomblikke. Dankie dat ons net kan sê, die Heiland leef nog. Die kerk is besig om hulle voor te berei. Die kerk is besig om hulle klaar te maak. Hierdie mense, Here, is besig om hulle klaar te maak. Maar Here, ek dankie dat daar in die begin kon sê, pas op vir misleiding. Moenie afgewacht raak nie. Moet ook nie bang word en vreesagtig raak nie. Maar wees 'n getuie en kyk na bo. Jou verlossing is naby. Laat hulle blydskap in die Here, net soos by Nehemia, hulle beskutting wees. Staan saam met my. Sê dankie Here dat ek my kan verbly in die Here. En dan wil ek jy moet dit so 'n bietjie bid. Pastoor gaan dit nie vir jou bid nie. Jy moet dit self sê. Jy moet sê, Here, ek soek nou na die blydskap in die Here. Kom, ek wil hê jy moet jou stem gebruik. Jy moet nou jou oë toemaak. Vergeet van die ou voor jou, agter jou, langs jou. Vergeet van jou man en jou vrou. Kyk jy na die Here toe en sê, Here, my blydskap in die Here. Ek gaan dit nie verloor nie. Ek gaan naby aan die Here bly. Here, ons het die woord gehoor. Ons het gehoor wat die volk gedoen. Hulle het gesê, amen, amen. En hulle het hulle hande na bo gehou. Om die Here te eer en die Here te loof. Halleluja.